hulle lens is nie jou identiteit nie. Vang jy jouself dat jy soms onbewustelik jou optrede aanpas by hoe jy dink iemand anders moontlik van jou dink of verwag? Want dis nie verkeerd nie, want ons is gevorm om vir oorlewing nie te ver buite die groep te dwaal nie, anders sou byvoorbeeld 'n leeu ons kon opvreet. Maar ons is nie meer heeltemal in die oer-era nie. Een van die plekke in die Bybel waar ons reeds lees dat 'n mens met 'n verkeerde lens kan kyk, sien ons in 1 Samuel 16 vers 7 waar die Here sê vir Samuel: Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Nou toe Samuel voor Isaai se seuns gestaan het om die nuwe koning vir Israel te kies, het hy outomaties die voor die hand liggende goed raak gesien, soos hulle houding, hulle voorkoms, hulle gestalte. Maar die Here het hom reggehelp. Die Here kyk nie soos 'n mens kyk nie. Mense oordeel op die oppervlak, maar God ken die hart. En dis presies waarom ons nie ons identiteit kan laat afhang van hoe ander mense ons heeltyd sien nie. Rob Dial in sy podcast The Mindset Mentor, hy sê dat mense jou nie sien soos jy werklik is nie, maar soos hulle is. Hulle kyk na jou deur die lens van hulle eie wonde, hulle eie oortuigings, hulle eie onverwerkte verlede selfs. So as iemand jou grense as verwerping aanvaar of ervaar, of jou eerlikheid as 'n aanval ervaar, sê dit dikwels meer van hulle eie innerlike storie as van wie jy regtig is. En dis die bevrydende nuus. Jy hoef nie elke diagnose of elke etiket wat iemand aan jou toeken te dra of te bly dra nie. Jy hoef jouself ook nie te bly verklein om binne iemand anders se beperkte raamwerk of denkwyse aan te pas nie. Net soos die Here dieper gekyk het as wat Samuel se oë kon waarneem, kyk hy ook dieper as enige mens wat oor jou kan oordeel, want God ken jou hart en God het jou gevorm met liefde en met 'n doel. Dus jou waarde is nie primêr afhanklik aan enige iemand anders se opinie of persepsie nie. En dit is reeds wat die Bybel vir ons sê. God het reeds ons waarde bepaal, lank voor enige ander perspektief oor ons. So leef wie God jou bedoel het om te wees. Wees jou beste self en laat die Heilige Gees jou nog meer vorm om meer jouself te wees as God se kind. Leef geïnspireerd.